Glo u nog dat hierdie hele Bybelboek is geïnspireer deur die Heilige Gees? Glo jy dit? As jy dit betwyfel, dan kan jy maar net so wel ophou om die Here te dien. Ek dink, dit was een of ander prediker, ek weet nie of dit Billy Graham was nie, of iemand, 'n groot prediker, wat eendag, wat ek het dit geluister, 'n hele ruk terug, toe sê die persoon, toe die duiwel gekom, en vir hom gesê, dink jy nou regtig hierdie is God se woord? Want ek dink ons almal kom ons, een of ander tyd, wanneer ons op die pad is met die Here, dan wonder ons, as gevolg van die vyand wat kom fluister, dink jy regtig, hierdie is die Bybel, God se woord. Ek het nou die dag, toe sit ek National Geographic aan, ek dink dit was nogal op 'n Sondag aand, het hulle al die Bybelgoeters, heerlikheid, toe raak hulle goed, daar kwyt oor die Bybel, ek sit sommer af. Pas op tog wat jy alles luister. Want die wêreld wil jy oortuig, hierdie is nie die Bybel nie, hierdie is nie God se woord nie, hulle wil. En dis Billy Graham, ek dink dit was hy, wat sy Bybel so neer gaan sit het op 'n tafel. Toe sê hy, soos ek glo in God die Vader, soos ek glo in Jesus Christus die Seun, soos ek glo in die Heilige Gees, glo ek dat hierdie is die woord van God. En ek gaan vandag met jou praat oor hierdie Bybelboek. En ek wil hê, jy moet vir my oopmaak by Josua 1 vers 8, as jy jou Bybel het. En ons gaan daar 'n paar verse saam lees, of eintlik een vers lees, en dan gaan ons ook oorgaan na Psalm 1 toe. Dan wil ek ook daar vir u ietsie lees. Hoor wat sê hy. Hierdie wetboek, vandag se terme, ons Bybel, die woord van God, mag nie uit jou mond wyk nie. Dis die Here wat hier praat met Josua. Maar bepeins dit dag en nag, sodat hy nou geset kan wandel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Psalm 1 vers 1, geluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag, en so 'n man en so 'n vrou sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op die regte tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Oh, dit verdien 'n handeklap. So Here, ek sê baie dankie vir u woord, wat ja en amen is, wat 'n swaard is wat sny, Here. En ek eer u vir die krag van u woord, Here. En die hele week, terwyl hy besig is met my, met u woord, Here, toe besef ek, Here, ek sal veg vir hierdie Bybel. Ek sal my hoof neerlê vir hierdie Bybel. Here, want ek glo in God se woord, in sy totaliteit, van Genesis tot en met Openbaring, is dit die woord van die Here, en daarom dank ek u, Jesus, dat u my help om hierdie woord te verkondig vanmôre, onder die salwing van die Here, want ek het nie die vermoë nie, maar u kan. En ek sê daar vir u baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. So ek wil vandag met u praat oor die krag van meditasie. Nou baie van u, wanneer jy aan die woordjie meditasie dink, dan sien jy vir Kung Fu Panda met sy bene gekruis, sy oë toe en sy vingers wat druk of iets, ek weet nie wat hy doen met sy kloue nie, en dan my. Nou dis die oosterse meditasie, en ek verstaan my baie mooi, ek gaan nie met jy praat oor 'n oosterse meditasie nie,
Want daar's 'n bietjie van boosheid in dit in elk geval. Want die Ooste se meditasie gaan daaroor om jou gedagtes leeg te maak. Jy moet alles laat gaan, dan moet niks in jou gedagtes wees nie. Maar goddelike meditasie begin by die lees van God se woord, dan fokus ek op daardie skrif en ek verwerk dit in my gees en dan gaan lê dit diep in my hart totdat my hele wese deurtrek is met daardie woord en dan sal dit my gedrag en my optrede beïnvloed. Dit is 'n mondvol. En ek sien die krag van wat ek nou sê in my eie lewe. Ons het hierdie bediening begin en ek moet nou nie van my notas afwyk nie want dit is alweer 'n stuk styk. En ek wil jou nie onnodig lank hou nie. Maar hierdie hele bediening het begin. Ek het reg oor Suid-Afrika het ek gaan sing en kerke opgetree. En ek lê eendag, ek het by Hermanus opgetree. In Hermanus by die AGS daar. Toe hulle nog in, ek dink die een of ander teater was, hulle het nou hulle eie kerk gebou. En ek kom terug en hy Sondagmiddag lê ek in die bad, ek sê Here, ek is moeg, siek en sat vir 'n bietjie praat, bietjie 'n liedjie sing en 'n bietjie praat. Sing 'n liedjie, praat 'n bietjie. Want ek het begin honger raak. Toe sê ek, Here, daar moet meer wees. En vandat ons hierdie bediening begin het, tot op hede, sien ek transformasie in my eie lewe, omdat ek gedelf het in hierdie Bybelboek. Christelike meditasie, verstaan mooi, ek moet dit weer 'n keer sê, laat jy mooi verstaan wat ek nou sê, ek is nie besig met 'n Oosterse geloof nie. Christelike meditasie is presies die teenoorgestelde van die Oosterse meditasie. Oosterse meditasie is om jou gedagtes leeg te maak en aan niks te dink nie. Maar John Stott het eenmaal dit gesê. Meditasie is nie 'n gedagtelose aktiwiteit nie. Dis 'n doelbewuste betrokkenheid van die verstand wat jou begrip vernuwe deur die woord van God om jou oortuigings te verdiep, jou geloof te laat groei sodat jou hart toenemend gelykvormig kan raak aan die gelykenis van Jesus Christus. Die woord impakteer, die woord transformeer. En as jy wil weet hoe lyk jy, hoe word jy soos Jesus, hoe word jy gelykvormig aan Jesus, het jy nodig om baie meer tyd met hierdie Bybelboek te sit. Ek wil jou sommer aanmoedig, ek gaan dit sommer nou in die begin sê. Dis wonderlik, ons leef in wonderlike tye van tegnologie en ons het almal die e-sword op ons fone en op ons iPads en op ons rekenaars. Ek het dit ook. Maar jene man, kry tog net weer 'n Bybelboek. Kom met hom hier in jou arms, soos jy ou pastore gedoen het. Kyk, hulle het op die verhoog gestap so, Bila Park, kom al die pastore in, en kom hulle met hulle Bybels onder hulle arm. Want hoekom? Want dis die hoogste gesag. Jy moet iets dra, hou op om jou foon rond te dra, dis mooi, en jou foon is daar wanneer jy nou nie by jou, as jy nou daar by binnelandse sake sit en wag vir jou ID. En jy sit daar vir 3 ure, dan haal jy jou foon uit en lees die Bybel. Maar jy moet hierdie papier ryk. Jy moet jou neus in hierdie bladsye kry, want dit transformeer. Warren Wiersbe het weer op sy beurt gesê, die volgende, hoor mooi, soos die liggaam kos verteer, om die voedingswaarde wat die liggaam nodig het uit te haal vir 'n gesonde liggaam, so verteer meditasie inligting in ons gedagtes om die voedingswaarde wat die siel nodig het uit te haal vir 'n gesonde geestelike lewe. Ek gaan kyk, net toevallig nou, hulle sê, kyk, ek wil 'n parallel trek met die vlees en die gees. Paulus doen dit en ek wil dit ook vandag doen. Hulle sê, wanneer jy kos eet, gaan lê die kos in jou maag tot en met 3 dae. En terwyl daai kos in jou maag lê, het ons maagsure
Hoor mooi, en ek wil hierdie woord spesifiek gebruik, wat teer op daai kos, wat jy hom gevoer het, wat jy jou liggaam mee gevoer het. Gister was ek moet gou dit sê, gister was vat ek vir Loan gou na 'n mediese persoon toe. En die persoon sê vir Loan die volgende, en daai woorde gryp het, toe sê ek, dankie Here, jy bevestig my woord alweer. Sy sê vir hom, moenie lewe om te eet nie, eet om te lewe. Hoor jy? Nee, jy het nie eens gehoor en jy wil nie amen sê nie, want jy eet soos 'n vark. Ons moet begin eet om te lewe, nie lewe om te eet nie. Dis die vlees. Wat jy in jou liggaam in sit, gaan lê in jou maag, en jou sure in jou liggaam verwerk en teer op daardie wat jy hom gevoer het, en hy gaan haal en soek al die vitamiene, al die minerale, om vir jou 'n gesonde liggaam te kan gee, sodat jy gesond kan wees. Maar as jy die hele tyd Kentucky, McDonald's, Burger King hier binne plaas, dan werk daai sure oor tyd en sê, maar ek kry niks. Dan lê jy op jou sterfbed en sê, klein mens, kom bid. En dis presies wat ons moet doen, geestelik, parallel. Ons het nodig om hierdie Bybelboek op dit te sit en te teer op dit, totdat jy elke vitamien, elke mineraal wat jou geesmens nodig het, kan verwerk, sodat jy geestelik kan groei, sodat jy kan transformeer vir 'n gesonde geestelike lewe. Maar as jy dit nie doen, dan gaan jou geesmens honger bly. Daar's krag in meditasie. Maar, hoe mediteer ons dan? Nou, ek is nou jammer om vir jou dit te sê. Dit begin by lees. En as jy my breinprofiel het, hou jy nie van lees nie. Jy sien, jare terug, soos die TV, my pa het nie TV in die huis gehad nie, want dit was die een-oog monster uit die put van die hel. So was daar ook nie 'n huisgenoot in ons huis nie, want dit was ook uit die bose. Kry jy nog die huisgenoot? Kom hy wekeliks uit of maandeliks? Maandeliks? Hoe weet julle? Maar nou gaan kuier ons by ouma en oupa, en ouma het gelewe vir die huisgenoot. Dan is daar pakke huisgenote by ouma, dan sit ek en Dudley. En ons blaai die huisgenoot. Maar met my breinprofiel, nou kom ek vertel gou vir u, daar's een van 2 persone hier, of hier is 2 tipe mense in hierdie kerkgebou, en 2 tipe mense wat kyk aanlyn. Van julle sal, kom ons gebruik die, ek weet is 'n verskriklike verkeerde voorbeeld om te gebruik die huisgenoot, maar net om 'n metafoor te hê. Van julle sal soos ek blaai en ons kyk prentjies. En wanneer 'n prentjie my hart gryp, dan sê ek, okay, wat sê die opskrif? En dan sal ek kyk om te gaan begin lees. Maar as ek by die tweede paragraaf kom en hulle beïndruk my nie en hulle het nie my aandag nie, dan bly ek vir die volgende prentjie. Maar die ander mense, dis nou my vrou se breinprofiel tipe mense, hulle kyk nie vir die prentjies nie, hulle kyk vir die opskrif. En dan lees hulle, en dan sê hulle, o, hier's 'n prentjie. Hulle is maar min. Wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wil vandag vir jou sê, jy eet nie broccoli
Omdat dit lekker is nie. En ek het ek het dit, whenever het ek het 'n hele ruk terug op televisie weer gesê, op kamera, toes laat weet, ek kyker, hoor ek wil net vir jou sê, ek hou van broccoli. Sê ek, Here, daai persoon is gered uit genade. Diep uitgehaal. Want ek eet regtig nie broccoli omdat ek dink is lekker nie. Ek eet net dat ek kan lewe. Dat ek die regte goed in my maag sit om die regte vitamine en minerale wat my liggaam nodig het vir 'n gesonde leefstyl, om dit vir my liggaam te gee. En soos jy dissipline toepas om broccoli te eet vir 'n gesonde leefstyl, of jy nou hou van lees of nie, jy het nodig om jou neus in die Bybel te kry. Want jy eet broccoli nie omdat jy daarvan hou nie, maar jou liggaam het dit nodig. En jy het nodig om hierdie Bybelboek mee te sit. En met hierdie Bybelboek te doen te hê, of jy hou van lees of nie hou van lees nie. In die 1600s was daar 'n klompie Christene wat bekend gestaan het as die Puriteine. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Hierdie klompie Christene het bekend gestaan as Christene, hoor mooi, wat nou geset met die Here gewandel het. My gebed is dat Kruiskyk Familiesentrum bekend sal staan as manne en vroue wat nou geset met die Here wandel. Die Puriteine, daardie woord kom van die Engelse woord purity. Hierdie klompie mense kon rein voor die Here wandel in die 1600s, omdat, hoor my woordkeuse, hulle die heilige kuns van meditasie kon beoefen. Dis manne en vroue in die 1600 wat met hierdie Bybelboek gesit het. Hulle het dit gelees. Hulle het gemediteer oor dit. Efesiërs 5 vers 15 sê vir ons die volgende, hy sê, pas dan op dat julle nou geset wandel. Onthou jy wat dit beteken pas op? Is om aanpassings te maak en 'n opwaartse beweging om jouself te druk om beter te doen. Pas aan, pas op in 'n opwaartse beweging, nie 'n afwaartse beweging nie. Hê dissipline. Kry jou woord, jou neus in die woord. Nou klink ek soos jy Afrikaanse juffrou, Afrikaanse juffrou. Ja, my juffrou het gemoan. Jy lees nie. Ek weet juffrou. Maar juffrou, kom kyk gou hier, daar's my eerste boek. Ek het hom geskryf. So terloops, die boek is beskikbaar hiervoor. Jy sien mense, want God praat met my oor lees. Ons gaan nou, jy sien nou in my inleiding. Oor lees en, kijk maar, hoekom skryf jy? Want jy het nodig om te lees, en ek beloof jy, ek is nou by hoofstuk 5 klaar gemaak hierdie naweek, van 'n heilige lewe. Daar's nog 3 oor, dan gaan ons die boek druk. En ek skryf nie, glo jy vir my, omdat dit lekker is nie. Jy weet self, ek hou nie van lees nie. Nou moet ek skryf. Wie wat is erg? As ek klaar geskryf ek moet ek daai hele hoofstuk weer lees. En raai wat? Wanneer hy kom van Tannie Rina Erasmus af, wat my taalversorging doen, dan moet ek hom weer lees. En raai wat? Wanneer die proefboek kom, moet ek daai hele boek weer lees. En ek hou nie van lees nie. Dis broccoli. Dis nie sjokolade nie. Maar ons het nodig om dissipline toe te pas. So luister familie, kan jy nou geset wandel met die Here in hierdie dae wat boos is? Want wat sê Efesiërs 5 vers 15, pas dan op dat jy nou geset wandel nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Jy moet tyd maak met hierdie woord. Hoe gaan jy aanpassings maak om nou geset met die Here te wandel? Met God se woord. Deur dissipline toe te pas om hierdie Bybelboek te lees in sy totaliteit. So, natuurlik in die 1600s was dit maklik vir die Puriteine
om tyd te kon spandeer in meditasie en kontemplasie. Kan jy glo, daar is so Afrikaanse woord? En 4 eeue later, leef ons in 'n wêreld wat so vinnig is. En besig is. En soveel goed vat ons tyd. Ons skedules is propvol. Die wêreld letterlik raas in ons ore, want dit is heeltyd geraas. Tydens COVID-19 was almal geforseer. Meeste mense is geforseer om van hulle huise af te werk. En iets goeds is uit dit gebore. Want daar's mense wat tot en met vandag toe nog van hulle huise af werk. Hoekom? Want die maatskappy het agtergekom, hulle is baie meer produktief vir die maatskappy by hulle huise as by die maatskappy self, want by die maatskappy self, dan wil daar gekuier word, en dan wil gepraat word, en hierdie ene kom praat gou dit, en dan moet jy gou nou dit doen, en dit los, en dit, hulle is baie meer produktief by hulle huise. Ek myself kom skaars in, hier by Kruiskyk Familie Sentrum, hier by my kantoor daarbo, want ek is ver meer produktief, agter my lesenaar en my rekenaar, want my vrou uit is en my kinders is uit, en ek is alleen. Dis hoekom ek 5 hoofstukke klaar geskryf het, maar my vrou kom my ook nie besig hou nie. Ons skedules is vol. Die wêreld raas aan ons oor. Dit is moeilik om stilte te vind en tyd te kry om stilte te vind. Waar ons elkeen alleen tyd met God en sy woord kan deurbring, om te hoor wat hy vir ons wil sê. En dis vir daardie rede, dat tyd kosbaar geword het. En tyd duur geword het. En tyd se prys geweldig hoog is. Jy gaan moet doelbewus en konsekwent wees om tyd te maak, en 'n plek te vind waar jy alleen met God se woord kan spandeer. Waar jy nie geonderbreek word nie. 'n Plek weg van jou foon af. Behalwe as jy selfdissipline het. Dit moet 'n plek wees waar jy kan hoor mooi, waar jy kan lees, fokus, verteer, oordink. Nou gaan jy of van my hou, of jy gaan my, kom ons gebruik mooi Afrikaanse kanseltaal, nie van my hou nie. O, Here vergewe. Sê nou al, jy vergewe my. I thank you. Bly weg van 'n jaarprogram om die Bybel deur te lees. Clemens, jou sondaar, jou gruwel. Luister, jy kan niks onthou wat jy lees nie. Jy mors jou tyd. Hoekom doen jy dit? Om vir almal te sê, I did it. Dit wat? Ek het die Bybel deurgelees in 1 jaar. Hoor my mooi. En jy kan niks onthou wat jy gelees het nie. Dis hierin en daaruit soos pronitro. Dis die vaste kos wat lê en broei. As kos 3 dae in jou liggaam bly om al die voedingswaarde uit dit uit te kry vir 'n gesonde liggaam, het jy nodig om 'n teksvers te vat en 3 dae op hom te sit en om te mediteer. Totdat hy in jou siel indring. Totdat jou hele wese deurtrek is met daardie skrif.
Maar nou jaag jy deur die Bybel. Ek moet daarom net gou maak, want anders gaan ek nie die Bybel die hele jaar deurlees nie. Maar jy kan niks onthou nie, dit kan jou nie. Ek ken mense wat die Bybel 4 keer in hulle lewe deurgelees het. Maar as ek na hulle lewe kyk, dan sê ek, my Here, kan iets net wat hy gelees het, wys in sy optrede. Ek myself, wanneer ek met God tyd spandeer met my Bybel, hoor mooi, 1 hoofstuk op 'n slag op 'n oggend. Wie, hoe lank is ek al by Handelinge? Ek lees Handelinge op die oomblik. Van wie, wat gebeur met my? My stilte tyd. Dan sê ek, ek moet die volgende hoofstuk lees in Handelinge. Maar dan sê ek, maar wag 'n bietjie. Ek verstaan nog nie alles die vorige hoofstuk nie. Dan lees ek hom weer. Dan is daar 'n versie wat vir my uitstaan en dan sê ek, en weer, die tweede keer wat ek hom lees, dan sien ek iets anders raak. Die derde keer wat jy hom lees, wat doen jy, Clemens? Ek teer op hom. Dis Gods onmoontlik om hierdie hele Bybel op te mediteer. Kry 1 skrifgie, kry 1 hoofstuk. Kom aan, familie. Dan gaan jy resultate sien in jou geestelike lewe. Ek sien dit in my eie lewe. Onthou, die meeste, ek het klaar gehoor die reaksie toe ek vir julle gegee het van die huisgenoot. Die vermeerderheid van julle het my breinprofiel. Ons hou nie van lees nie. Nou wie wil jy beïndruk om te sê jy die hele Bybel deurgelees? Maar vat 1 versie, vat 'n hoofstuk en teer op hom. Want soos kos, 3 dae lê hy binne en die liggaam alles doen in sy vermoë om al die voedingswaarde uit daardie kos uit te kry, het jy nodig om te teer in jou kop oor daai een, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag, hoe ek is tot alles, hierdie ding, alles, ek is alles Christus krag gee. So waarom is meditasie belangrik? Want meditasie, daai ding wat jy oor en oor lees, en dit is in jou hart en jou siel, wat sê die Here vir Josua, bepeins dit dag en nag. Dawid sê, dag en nag, 1 skrif, 1 gedeelte. Meditasie, en dis wat meditasie is, ons gaan nou daarby uitkom ook nog. Wortel God se waarheid in jou hart, dit groei jou geloof, en bring 'n vrede wat jou verstand te bowe gaan. En dis hoekom die Here ons vermaan en bemoedig, om oor sy woord te mediteer, want hy wil iets doen, in ons, vir ons, deur ons. En dis wanneer ons Josua 1 vers 8 en Psalm 1 vers 1 tot 3 lees, dan besef ons wat so wonderlike, fantastiese skrifte is hierdie. Kan ek net sien, dit lyk of ek jou verloor het, het ek 'n woord van die Here af vir jou, kan jy, dankie. Dan voel vir my, jy kyk my so en sê, jy preek goed wat ek weet. En die Here sê vir Josua, as jy oor my woord mediteer en jy bepeins dit dag en nag, sal jy voorspoedig wees. Dawid kom op sy beurt en hy sê, wanneer jy dag en nag mediteer op God se woord, sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie, waar jy jou vrugte gee op die regte tyd. En raai wat sê Dawid? Presies wat die Here vir Josua gesê het. So 'n man sal voorspoedig wees. Sukses in hierdie lewe begin by die woord van God, om dit te bepeins, om daaroor te mediteer. So wat gebeur wanneer ek teer op iets? Here, sal ek dit sê? Jy lê op 'n ding tot hy klaar is. Ons is mos almal mense nie. Gaan ons almal toilet toe? Okay, as jy nie toilet toe gaan, is hierdie nie vir jou nie. Jy teer op 'n ding tot dit stoelgang word.
Jy kry mos mense wat so mooi gasvryheid, hart het. En dan kry jy mense wat teer op die mense met die gasvryheid. Jy nooi hom in, want jy wil hierdie persoon help, maar hy's lui. Hy teer op jou. Eet jou kos. Gebruik jou seep. Gebruik jou tandepasta. Jou water en ligte. Van hulle maak nie eens hulle eie beddens op nie, jy moet dit ook nog doen. En wat doen hulle? Hulle teer op jou tot daar niks van jou oorbly. Totdat jy nie meer verder kan help nie, dan gaan hulle na die ander ou toe, gaan teer op hom. En dis wat ons moet doen. Wanneer dit kom by die woord van die Here, ons mag nie 'n skrif laat gaan nie. My boeke wat ek, daai boekie wat ek geskryf het. En die boek wat ek mee besig is. Familie, ek het meer skrif in daai boekies en boeke, want dis 'n ander manier en middel wat jou gaan help om met God se woord doenig te wees. Want Clemens se woorde beteken 0. Maar as wanneer jy hierdie woord aanhaal, waar verandering kom. Waar verandering kom. En ons het nodig om so te lê op hierdie woord, en dit deel te kry van ons stelsel en te mediteer op dit, te teer op dit, totdat daar niks van oorbly nie. So wat wil ek vir jou sê? Jy moenie net 'n Bybel hê nie. Jy moenie net jou Bybel lief hê nie. Ja, ons moet dit lees, leer, leef, en deel, en ja, mediteer. Jou gedagtes moet gevul wees met dit. Jy moet dit bepeins, dag en nag. Dit moet indring en insink, tot in jou gees, mens en siel. Ek haal myself, die psalmdigter kom, en kort gebruik hy die woordjie Selah. Wat beteken die woordjie Selah? Om te stop en na te dink oor wat gesê was. En ek dink jy moet baie meer die woordjie Selah langs die teksverse wat jy lees, skryf, en net mediteer. Want wat is wat meditasie is om nie net 'n skrif te lees en die volgende, maar om letterlik 'n hoofstuk te vas en daai teksvers te gaan soek wat met jou gees resoneer en om te lees vorentoe en agtertoe en hierdie kant toe en daai kant toe en sit jou naam in as jy moet of doen net iets, maar jy moet daai skrif in jou hele wese inkry. Selah. Psalm 119 vers 18, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. En my gebed vandag vir jou is, dat die Here jou oë sal open, wanneer jy die Bybel lees. Want hoor gou mooi familie, jy moet dit raak begin sien, sodat jy op dit kan teer, sodat jy kan groei daarin, sodat jou geloof kan gebou word deur dit. So 2 goed as ons klaar. Het ek nog hier aandag? Wat is die resultaat van 'n lewe wat mediteer op God se woord? Nommer 1, dit bemagtig jou geestelike lewe. Nou verstaan mooi, Jesus het baie betekenisvolle goed in hierdie Bybelboek gesê. Baie. Goed wat relevant is en aktueel is tot en met vandag toe nog. En maar een van die mees betekenisvolle goed wat Jesus ooit gesê het, vind ons in Johannes 6 vers 63, wanneer hy sê, dit is die gees met 'n hoofletter wat 'n lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Tanya Net, waar is Tanya Net? Hier sit Tanya Net en Andrei. Ek wil nie disrespectful wees nie, maar sy het haar man verloor hierdie week, afgesterf, Matthew.
Ek kom maar by haar. En moeder, vergewe wat ek nou sê, maar jy verstaan hierdie goed. En ek stap in by die woonstel en sy sê vir my, wil ek oom Theo sien, want hy lê nog in sy bed. Met alle respek en liefde. Toe sê ek vir haar, nee, want die regte oom Theo is nie daar nie. Ek het een keer in my lewe, toe ek net in die bediening begin het, hier in Helderberg, jare terug, my eerste sterfgeval in my gemeente, en die oom sê, jy moet kom, my vrou is dood. Met liefde en respek gesê, en ek gaan soontoe, het afgesterwe, en ek gaan soontoe, en ek sê, oom, waar is hy? Nee, sy sit nog daar op die stoel. Jo, ek skrik vir my amper in 'n ander bloedgroep in. En ek doen niets. Na die tyd toe bely ek dit by die Here. Ek lê my hande op die tannie se kop, ek sê, Here. En ek besef, wat maak jy nou? Sy hoor nie. Jy kan nie vir haar bid nie. Dis so goed jy praat met hierdie preekstoel. Dis wat Jesus hier bedoel. Die vlees is van geen nut nie. Ek weet of jy dit weet nie, maar jou vlees gaan dit nie maak nie. Ek weet of jy dit weet nie, maar jou vlees gaan grond toe. Van stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Die vlees is van geen nut nie. Waarom gee jy so baie aandag aan die vlees se begeertes, terwyl jy in die gees moet wandel en die begeertes van die gees volbring? Nie die vlees nie. Die vlees gaan grond toe, die vlees is tot niet. Maar die woorde wat ek tot julle spreek is, wat sê Paulus van julle die swaard van die Gees, die swaard van die Gees, die woord van God. Die woorde hierin is die swaard van die Gees, sê Paulus, en is gees en is lewe. Elke voedingsstof, elke mineraal, elke vitamien wat jou geesmens nodig het, is vasgevang in hierdie Bybelboek. En as jy dit nie glo nie, mors jy jou tyd in hierdie plek. Toe Jesus vir die man met die verdorde hand sê, steek uit jou hand vir jou genesing, toe kon hy, want daar was lewe in sy woorde. Toe Jesus vir die krepelman sê, staan op en loop, toe kon hy, hoekom? Want daar was lewe en krag in sy woorde. Daar is lewe, daar is krag in die woord. O, my Here, help my tog. Ek weet ek het 'n eenvoudige woord vandag, maar ek weet nie, ek dink God is net weer besig om ons reg te ruk vanmôre. Kom ek sê vir jou, daar's 'n bediening wat ek begeer, profesie. Ek sê, ag Here, wil U nie my ook tog maar 'n profeet maak nie? Maar in 'n mate is daar goed wat deurskemer, wat die Here deur my doen en so meer. Maar, jy kry baie profete. Hulle jy kry die wat profesaai en die ander wat profelaai. En as jy geestelik volwasse is, sal jy weet wanneer 'n profeet voor jou staan, is dit van God of uit die mens uit. Want, ek sal nie name noem nie, maar die groot naam het ook al voor my gestaan. Dan begin hy praat, dan kyk ek om so, dan dink ek, as jy nou ooit misgevat het, het jy nou misgevat. Want verstaan mooi, God het nie nodig om te skinder nie. Hy praat sommer direk met my. En wanneer jy vir my iets sê, sal dit resoneer in my gees. En dan sal die Here vir my 'n skrif gee om te bevestig wat jy sê. Maar ek is hier vandag om vir jou te sê, pas op vir elke ou wat sê ek is 'n profeet. Pas op. Hierdie week bel iemand my, dis asof die Here my net bevestig oor alles wat hier in my notas staan. Bel 'n man my.
Ook 'n profeet. God showed me. Daar kom 'n skering in jou kerk. En die duiwel gaan vir jou lag. Hy gaan vir jou lag. Nou sê vir my, is dit 'n profesie of is dit 'n vloek? Toe hy klaar so sê ek bind dit in die naam van Jesus. Baie dankie. Tjoe. Luister hierso, God se woord sal jou nooit afbreek nie, en afkraak nie. Wayne is 'n profeet van die Here. Wayne het sê baie keer die Here wys hom goeders van die verlede van mense. Maar hy sê nie daar, hy praat nie daaroor nie, want hoekom? Hy sê wanneer die Here dit vir hom wys, is dit 'n plek waar hy moet gaan bid vir daardie ou in sy binnekamer. Dis 'n profeet van die Here. Jy sê nie net alles wat uit jou mond uitkom nie. Daar's sekere goed wat jy toemaak en sê, dit moet ek met by God gaan, in my binnekamer gaan praat, en met die Here daaroor praat. Ek gaan nie met hierdie mense daaroor praat nie. Maar wanneer dit opbouende is, tot stigting is, nou kan ek dit sê. Maar wat ek wil sê is, ek is by die profete, maar kom ek sê vandag vir jou, hierdie bly nog die primêre manier hoe God met sy kerk praat. Hierdie bly nog die primêre manier hoe God met sy kerk praat. Roba saraba kanda darabayenda. Hou op, o Here, wat sê ek tog hier nou nie? Hou op om agter profete aan te hardloop. Dis mense uit die kerk uit, want hulle daar's 'n profeet hier naby ons en die man vat raak. Nou gaan. Ek glo eerder die Bybel as 'n profeet. Ek glo in God se woord. En ek delf eerder in die woord en word gestig. Nou hardloop jy agter elke ou dingetjie aan. Met 'n stemmetjie. Dan party van hulle is nie 'n profet nie. Hulle soek profet. Hulle sien waar met jy aangekom het, so 'n blink slap Mercedes, dan gaan hy nie vir jou, hy gaan nie vir jou profeteer, hy gaan soek, hy soek profet. Here, vergewe my, Here. Hoekom praat ek so reguit altyd? Here, jy moet tog my help. Die Bybel is die enigste boek wat jy kan lees waar jy kan hoor hoe God direk met jou praat. Here. Ons gaan dit sing na die woord. Oh, what a wonderful treasure. Gift of God without measure. We will travel together. My Bible and I. Ek hoop hier is nog 'n skat vir jou. Ek hoop jy koester nog hierdie Bybelboek. Wat sê Jesus? Hy word versoek deur die Satan homself, en ek moet dit sommer in Engels lees. Hy sê in Matteus 4 vers 4 sê, it is written. Moenie die krag van woorde wat geskryf is onderskat nie, en moet ook nie die woorde wat uit jou mond uitkom onderskat nie, want dood en lewe lê in die mag van die tong. As dit geskryf is, staan dit. As dit geskryf is, het dit waarde. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat van Here, Ramasso, kan jy opgewonde raak oor hierdie Bybelboeke? Kan jy die Here loof vir hierdie Bybelboeke? Kan jy die Here loof vir wat hier staan? Katamasure kendarabakutenda rabaso. Jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit my mond uitkom. Want die vlees gaan tot nut, is nutteloos. Maar jou geesmens lewe vir ewig, en jy het nodig om hom te voed. En dis wanneer hy praat, en God praat, dan ontvang ons iets kragtig. Lewe.
lewe in jou liggaam, lewe in jou omstandighede, lewe in jou finansies, goed wat dood is, word lewendig, goed wat aan hulle laaste doodsnikke is, wat lyk asof dit verby is, kry 'n nuwe asem. Alles onder die klank van God se woord. Kom, ek vat jou goed terug. Het ek nog jou aandag? Kan ek nog so 'n bietjie aangaan? Kom, ek vat, so terloops, ek gaan hierdie inwerk in my boek wat ek mee besig is, hierdie woord. So as jy nie nou verstaan wat jy aangaan nie, koop die boek en dan gaan jy hom sien. Want hier het alles te doen met 'n heilige lewe. Hoe kan jy 'n heilige lewe lewe sonder die woord van God? Hier is die handleiding tot 'n heilige lewe. Die Emmausgangers stap. Here, toe ek dit lees, toe raak ek so opgewonde. En die Bybel sê, hulle was bedroef. Hulle het hulle passie vir die lewe verloor. Hulle blydskap was weg. Hulle lied in hulle hart was weg. En iets gebeur bly by my. Wanneer jy die verhaal van die Emmausgangers lees, dan sien jy iets. Kyk gou wat sê Lukas 24 vers 27. Hy sê, en hy het begin van Moses, die gedeelte voor dit sê hy het met hulle die skrifte gedeel. Die skrifte gedeel. Is jy met my? Goed wat geskryf is, gedeel. En hy het begin van Moses en al die profete, stop nou net daar. Baie mense sê die Ou Testament is nie meer nodig nie, is nie meer relevant nie. Want die opstanding van Jesus maak dit tot niet. Maar luister mooi vir my, 'n opgestane Jesus na die opstanding praat van Moses. En hy praat uit die Ou Testament uit. En iets gebeur, halleluja. Daar sê dit, af en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Jesus gaan uit die Ou Testament uit praat hy met hierdie met hierdie manne. En wat gebeur? Lukas 24 vers 32. Toe Jesus weg is, toe sê hulle vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons nie? Luister, ek glo van Genesis tot Openbaring, dat hierdie is die woord van God. Hoe dit by mekaar gekom het niks met my of jou uit te waai nie. Wat ek sê is, hierdie is God se woord, en ek staan op hierdie woord. En hierdie Emmausgangers het 'n groot dosis van medisyne ontvang vir 'n verslae gees. En as jy sit hier vandag met 'n verslae gees, het jy 'n groot dosis van hierdie woord nodig. Hulle was moedeloos, depressief en bedroef, maar toe Jesus sy mond oopmaak en praat, toe was dit soos 'n geestelike vitamine B12 inspuiting en ewe skielik onmiddellik word alles beter. En dis wat gebeur wanneer jy mediteer op God se woord, jou verslae gees gaan van moedeloos, depressief en bedroef na 'n hart wat brand, 'n hart vol vreugde. Halleluja. Ek sien kans vir die dag van môre. Ek sien kans vir die dag van môre. Want hierdie woord is saam met my. Meditasie is medikasie vir 'n verslae gees. Geskryf deur Clemens Mans. Dis my aanhaling daai. Meditasie is medikasie vir 'n verslae gees. Is jou hart brandend of is jy lusteloos en leweloos? Indien jy lusteloos en leweloos is, moet jy baie vinnig die woord in jou gedagtes kry, daaroor bepeins, daaroor teer, dan sal daar ramoyen, 'n koolvuur uit die hemel neerdaal, wat jou hart weer aan die brand steek, en in 'n oogwink verander alles. Wat het Talie Muriel gesing?
Wat sê Jesaja 40 vers 31? Ek is amper klaar. As jy bly is daaroor, sê amen. Okay, julle is wakker. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel, hulle word nie mat nie. Het jy al ooit vir 'n voëls gekyk en gewens dat jy vlerke kon gehad het? Het jy al ooit gewens, terwyl jy in spitsverkeer is, dat jou voertuig kan 'n helikopter word? Jy wil net hier uit en oorvlieg, daar's my huis, is net daar, maar hier sit ek. Maar familie, daar's 'n manier wat jy vlerke kan kry. Nie fisiese vlerke nie. Nie Red Bull vlerke nie. Red Bull give you wings. Maar geestelike vlerke, wat jou laat uitstyg, onder elke liewe omstandighede wat jy wil onderdruk en platdruk, wat 'n deksel op jou wil plaas. Hoor mooi, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Waarvoor wag ek, Clemens? Hier sit ek, Here, okay, ek wag. Nee, jy sit verkeerd. Die wat wag. Die wat wag. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in. Here, wat jy kry ek vlerke? Ek is bedroef, die hel is los in my huis, maar ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat my die krag gee. Here, en wat gebeur? Ewe skielik kry jy nuwe krag, ewe skielik het jy arensvlerke, ewe skielik hardop jy en word nie moeg nie, ewe skielik wandel jy en word nie mat nie, want die woord bekragtig jou, hy haal jou uit 'n verslae gees uit, halleluja, en hy maak jou hart weer aan die brande, sodat jy kan vol blydskap wees. Kom ek maak klaar, my laaste punt. Wat is die tweede resultaat van 'n lewe wat mediteer op God se woord? En hier is kragtig, en ek gaan hiermee klaarmaak. Dit rus jou toe vir totale transformasie. Wanneer die waarheid bly by my, nou moet jy by my bly, hier is seker die hoogtepunt van hierdie woord. Wanneer die waarheid van God se woord gelees word, geglo word en toegepas word, is hierdie woord so kragtig, sterk en dinamies, dat dit jou hele lewe sal laat wegdraai van sonde, goddeloosheid, werke van die vlees, en alles van hierdie wêreld, dit sal, hier is soveel krag in hierdie woord, dit laat jou wegdraai van alles na Jesus. Bly by my, dit laat jou nie, jy weet, hier is soveel goed in my kop, maar ek het selfbeheersing. Dit laat jou nie afwyk van die vlees nie. Jy gaan nou sien hoekom ek het sê, want dat, ons het Christen, tye waar ons, ek praat nou onder korreksie, maar ek dink, ek is nie baie uit as ek sê, hulle sê 80% van Suid-Afrika is Christen. Sies tog. En ons lyk soos ons lyk. As 80% van Suid-Afrika dit gedoen het, was dit 'n hele ander saak. Maar ons glo, ons ken Jesus, maar ons het so effense afwyking, maar ons het nie bekeer nie. Ons het 'n afwyking, ja, ek glo, maar dit is net 'n afwyking van die eie ek, die vlees. Dit is net 'n afwyking, dit is nie 'n bekeer nie. Bly by my. Die Franse weermag, wanneer hulle 'n hele peloton tussen 20 en 50 soldate wil laat omdraai soos een man, dan skree die Franse bevelvoerder, converti! Jy weet ons wat beteken convert? Bekeer.
En die Franse sê mos nie r nie. Hulle kan nie r nie, hulle konvertie. Oom Rian is Maree, hy sê Maree nie, hulle jok vir jou, my vrou is ook een Maree, hulle lieg. Hulle is Maree. Hulle sê Maree nie, hulle is Maree. Sorry oom Rian. Van waar is jy? Van Mamegesbury. Konvertie. Met alle woorde, hulle marcheer in 'n rigting, en wanneer die bevelvoerder sê, konvertie, dan draai hulle soos een man om, en beweeg die teenoorgestelde rigting. Hulle maak 'n 180 grade draai. God se woord, as jy in hom dwelf, en dan praat ek lees die Bybel deur om 'n sticker te kry, ek het hom deurgelees. Ek praat van jy mediteer oor hom. En hy kom in jou hele lewe, in jou wese in, en nou wys dit in my gedrag, in my optree. Nou gedra ek my soos 'n kind van die Here. Ek tree op soos een. En God se woord het 'n manier wanneer jy regtig oor hom mediteer, om jou 180 grade te laat draai. Want wat gebeur voor jou bekering? Was jou rugkant na Jesus. Dit was ek en ek. My vlees se begeertes. En ek sal oor jou loop, ek sal vir jou vernietig, jy gaan my niks maak nie. Ek sal vir jou vernietig. En is net ek. En ek sal jou besteel ook as ek moet. Want as ek moet kry. Ek moet meer geld hê as jy. En is sonde, en is die vleeslike begeertes, en is pornografie, en is reurdery, en is misbruik van dranke, en dwelms, en al die dinge van hierdie wêreld. Jou rugkant is vir Jesus, maar konvertie, bekering beteken 180 grade draai, dit beteken, nou kyk ek na Jesus, die volëinder van my geloof. Nou is dit nie meer oor wat ek wil hê nie, maar wat hy wil hê. Want nou stel ek hom aan as my herder. En die herder sê, bly weg. Kruisig die vlees. Wandel deur die gees. Die vlees gaan tot niet. Hoekom fokus jy op die werke van die vlees? Bekeer. Kyk na Jesus en wandel deur die gees. Dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Kom ek gaan half vir jou dit uit die Bybel uit. Sê net amen, is jy alright? Kan ek nog aangaan? Ek weet ek is lank, dankie Here, my vrou is nie hier om vir my pakslaat te gee. Hoor jy wat gebeur? Kan jy onthou, Jesus kom en hy sê vir Petrus, hy was eers Simon, onthou jy? Jy's Petrus, hy verander sy naam, en hy sê vir hom, op hierdie rots, sal ek my kerk bou. Maar iets hartverskeurend gebeur. 'n Paar hoofstukke aan. 'n Paar hoofstukke later kom Jesus en hy noem hom nie meer Petrus nie. Hy noem hom op sy ou naam, Simon. Lukas 22 vers 31, die Here sê, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, volgende vers. Maar ek het vir jou gebid, dat jy geloof nie moet ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, gaan ek jou gebruik om my broeders te versterk, dan sal jy die kerk wees op wat ek kan bou. Luister, jy kan van my hou of nie van my hou nie, ek gee nie om nie. Ek gaan dit sommer sê, dis die kanseltaal, maar ek gee nie 'n flenter om nie. Want ek staan op God se woord. Ek preek die bloed evangelie van Jesus. Hoor, gaan mooi. Petrus het hom gevolg. Petrus was lief vir Jesus.
Maar daar's meer in die lewe en daar's meer omtrent hierdie lewe as om net te glo, te vertrou en my te volg, sê die Here. Want ons het afwykings. En die mense wat 'n afwyking het, glo. Hulle glo in Jesus soos 'n Petrus. Hulle loop, is 'n saamloper. Hulle loop saam met Jesus. Daar's 'n effense afwyking. Maar wat sien ons wat gebeur in Petrus se lewe? In 'n oogwink voor sy bekering. Konvertie. Verloon hy Jesus. Want wanneer daar net 'n effense afwyking is, net so verloon jy Jesus. Here, sit te wag voor my mond, Here. So Petrus, daar is 'n afwyking. Jy loop saam met my. Jy sê jy's lief vir my. Jy tot bely, ek is die seun van God. En toe sê ek vir jou, jy's Petrus, want daai woorde maak, dat ek kan sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Dis mooi. Maar Petrus, jy het nog nie ten volle gedraai, nee. En God praat met mense in hierdie plek, en God praat met kykers oor Suid-Afrika, oor die wêreld, en hy vra vir jou, is daar 'n afwyking of het jy ten volle bekeer? Well done! Daar's 'n afwyking, jy glo. Jy het 'n effense afwyking, dis daar. Jy's 'n saamloper, jy word saam met Jesus gesien. En almal by die werk weet, jy's 'n Christen, maar wanneer vra die Here of die dag, o Here, wanneer jy bekeerd is, daardie dag gaan jy sien, goed gebeur Petrus. Daardie dag gaan jy my kerk bou. Daardie kerk sal jy daardie dag sal jy 'n fondasie wees vir my kerk. En toe kom daar 'n dag wat Petrus ten volle draai. Toes hy die een wat in Handelinge, die boek wat ek nou tans mee besig is, waar ek my so lank stil staan, toes hy die een wat in Handelinge 3 vers 19 sê, kom dan tot inkeer, bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, in tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom, hier dieselfde Petrus. En hierna, ek is amper klaar, en hierna, kort daarna, na hierdie bekeringsboodskap, toe kom hy by die ingang van die tempel, en een krepelman lê daar, en hy onder die salwing, jy sien, wanneer die tekens gaan kom, is wanneer jy ten volle bekeer het. God kan nie sy kerk gebruik, wanneer daar net 'n afwyking is nie, want in 'n oogwink is hy weer terug op die eie ek. God soek 'n 180 grade draai, wat ten volle oorgegee is. En is toe Petrus ten volle omdraai, wat hy kon sê, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus, staan op! So bly gou by my, want 'n effense afwyking maak dat jy vinnig Jesus kan verloon. Jy's 'n Christen by die werk. En jy doen maar wat almal doen. En wanneer jy op jou dronkste is, by die werkspartytjie, dan sê hulle vir jou, maar is jy dan nie 'n Christen nie? Nee, waar ek? Maar ons sit in die kerk, daar's 'n afwyking, daar's nog nie 'n 180 grade draai, want dan sou jy gesê, nee! En hier is wat gebeur wanneer jy ten volle bekeer.
Want na hierdie gebeurtenis waar hy hierdie kreupelman opgewek het, sê, staan op en loop, was die mense mal, want hier's 'n wonderwerk wat gebeur het by Petrus en Johannes. En dit het so groot skudding veroorsaak, hulle verskyn voor die Joodse raad. Dis dronksake. En hierdie raad kom in vers 8, en ek het dit nie op die bord, maar hulle sê, die raad vra vir Petrus en vir Johannes, hoor mooi, onthou jy, hy het mos Jesus al verloon? 3 keer? Hierdie is na sy bekering. Vra hulle vir hom, vir Petrus en vir Johannes, om geheel en al nie meer in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Doen wat julle doen, gaan aan met hierdie mooi werk van genesing, maar hou net op om Jesus se naam te gebruik. En wat sê 'n Petrus, wat in die verlede net 'n afwyking gehad het, wat maklik Jesus kon verloon het, na sy bekering, toe sê hy vers 19, want jy weet, dis dronksake, so terloops, hy was onderste bo gekruisig, want hy wou nie gekruisig gewees het soos Jesus nie, hy was 'n martelaar vir Christus, hy het sy lewe gegee vir Christus. En as jy nie ten volle bekeerd is nie, kan jy nie 'n martelaar vir Christus wees nie, jy sal hom verraai. En hy sê, Petrus, vers 19 en 20, sê, en antwoord Petrus en Johannes, en sê vir hulle, of dit reg is vir God om julle meer gehoorsaam te wees, as God moet julle self beslis. Volgende vers, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien het en gehoor het van hierdie Jesus nie. Ons kan nie stil bly nie. 'n Volle bekering maak dat jy jou mond oopmaak en staan vir wat reg is as die regter weg is. Staan op! Bid, o Heer, dit lyk vir my ons gaan 'n bekeringsdiens hê vanmôre. Want hier's mense, ek kan voel in my gees hoe God vir my sê, hier's mense wat sê, Clemens, ek weier om net 'n afwyking te hê, want net so kan ek terugdraai. Ek draai 180, kom wat, 180 grade draai. So hoe was dit dat Petrus so magtig gebruik was, hy toegelaat dat die woord van God hom korrigeer. En dit het sy lewe getransformeer. Ek sê weer, miskien het jy nog nie soos Petrus 100% gedraai nie. Miskien soos Petrus in die begin, is jy net 'n saamloper. En enige oomblik kan jy hom verraai. Clemens, wat moet ek doen? Lees jou Bybel. Bestudeer dit, versie vir versie. Moenie probeer jouself beïndruk om te sê ek het die Bybel deurgelees nie. Vat 'n versie, vat 'n hoofstuk, lees hom sommer môre weer, lees hom oor 3 dae weer, want totdat hy in jou hart insink, en soos jy dit doen, mag jy dit dalk nie agterkom nie. Want ek hoor gou mooi familie, soos 'n skip omdraai. Neem dit 'n tydjie. 'n Skip kan nie omdraai soos 'n peloton van 'n weermag nie. En ewe skielik in 'n sekondes omdraai nie. Maar 'n skip neem tyd om te draai. So wat ek vir jou wil sê is, in die begin gaan jy dalk nie drastiese veranderinge sien nie. Maar wanneer jy jou oë gaan uitvee, die volgende oomblik, dan is jou lewe perfek in lyn met die wil van God. En dan sal jy voorspoedig wees. En dis wat gebeur wanneer jy in die woord van God kom. En die woord van God is in jou. Wat sê Johannes 15, ek is regtig amper daar. Ek wil amper sê, Ref, kom maar op, dat hierdie mense my kan glo. Ek het dit nie op die bord nie. Want
vanoggend, ek dink dit was vanoggend toe, kry ek hierdie skrifgedeelte. Terwyl ek hier op die einde kom hierdie skrif dit by my op, en ek weet dis die Here wat dit wakker gemaak het by my, Johannes 15 vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra wat julle wil, julle sal dit verkry. Ons Bybel is betroubaar. Van Genesis tot Openbaring. Is dit die geopenbaarde woord van God? Ek glo met alles wat binne my is. Ons Bybel is die geïnspireerde, onfeilbare boek waarin Jesus aan ons geopenbaar word. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. En hy het vlees geword en het onder ons kom woon. En dis wanneer ons mediteer en teer op hierdie woord, dan word ons soos hy. Maar dit kos nie 'n afwyking nie, dit kos 'n convertie. Kyk na Jesus. En nou moet die rug na die vlees toe wees, en na die wêrelddinge van, en al die goed. En hoor mooi, terwyl ek klaar maak, Jesaja 51 vers 16. God sê dit vandag vir jou. Ek het my woord in jou mond gelê. En in die skaduwee van my hand jou verberg. My woord is in jou. Maar ek is jammer om vir jou te sê, jy gaan moet begin broccoli eet. Ek weet jy hou nie van lees nie, maar lees is jou nuwe maatjie. Moenie die Bybel lees nie, lees 'n hoofstuk, lees 'n skrifgedeelte. En raai wat sê die Bybel? Terwyl ek klaar maak. Nee, wat sê ons Afrikaanse idiome? Wat die hart van vol is. Loop die mond vol oor. Dit is die krag van meditasie. Amen. Oh, what a wonderful treasure, gift of God without measure.